Mooi gemaakt. Amen. Amen. Juist mooi. Amen. Juist mooi. Juist mooi. Juist mooi. Juist mooi. God heeft alles mooi gemaakt. Halleluja. Kinders kan gaan. In Genesis 1 sien ons God het verskillende goed gemaak. Hy het die aarde gemaak, hy het die plante gemaak, hy het dit gemaak en hy het dat gemaak. En as jy die hele storie lees, dan staan daar kort en God het gesê, dit is goed. Dit is goed. Dit is mooi. It's good. Amen. Hy het dit goed gemaak. Hy het dit mooi gemaak. Maar daar kom God en hy maak die mens. En nou sit God 'n woord by. Nou laat ek nou eers teruggaan na Genesis 1 toe. God sê, goed. Dis die Hebreëse woord tof. Sê bietjie vir die ou langs jou, jy lyk tof. Jy lyk tof vandag. T-O-F. Jy lyk tof. Dis die Hebreëse woord. Jy lyk tof. Maar toe kom God en God maak die mens. En toe God die mens klaar maak en hy het man en vrou gemaak. Ek gaan nie die hele les doen oor Genesis nie. Maar nadat hy die mens gemaak het, toe sê hy tof, miot. Dit beteken baie goed. Nou, sê nou weer vir die persoon langs jou, jy lyk tof, miot. Jy lyk tof, miot. Beteken jy lyk baie goed. Halleluja, halleluja, jy lyk baie goed. Halleluja. Hoekom lyk ons tof, miot? Why do we look tof, miot? Because God is tof, miot. Want ons lyk soos ons God. Amen. Halleluja. Hy het ons gemaak na sy beeld en sy gelykenis. En daarom is ons mooi. Ek wil hê jy moet vir jouself sê, ek is mooi. God het my mooi gemaak. Halleluja. Ons gaan nou nie oor mense liedjie sing van God het my mooi gemaak. Die Here het my mooi gemaak. Hy het my baie mooi gemaak. Maar daar's 'n rede waarom sy daai liedjie geskryf het, want God het jou mooi gemaak. Halleluja. Sy skepping is mooi. Nou dink ons en jy dink nou aan iemand wat gestremd is. Ek dink byvoorbeeld aan Nick Javovic wat gebore is sonder arms en bene. Nou Nick Javovic is 'n Russiese man en hy's gebore sonder arms en bene. Is dit 'n rede om nou sommer al jou speelgoed uit jou kop uit te gooi en sê, maar kyk hoe die Here my gemaak. Hy het my nie mooi gemaak nie. En tog gaan ou Nick Javovic en hy gaan die hele wêreld weer. En hy doen motivational speaking. Ons het daai video gewys en ek het daai video in die Sondagskool gewys. Ek weet jy kan nie onthou nie eens. Ek het hom in die Sondagskool gewys. En Nick laat nie toe dat enige iets hom onderkry nie. En hy sê vir homself elke môre, God het my mooi gemaak. Hier sit jy. Hier sit jy. Jy het 'n nek, jy het skouers, jy het arms, jy het bene, jy het ore, jy het oë. God het jou mooi gemaak. Tof, miot. Baie mooi gemaak. Ja. Halleluja. Maar nou sien ons, hoe sê jy, die vlieg in die salf. Hier kom nou die vlieg in die salf. En Adam en Eva raak ongehoorsaam. En hulle eet van die vrug wat die Here gesê het, hulle mag nie van eet nie. En skielik verander die hele ou storie. En hulle kyk en hulle sien dat hulle is naak. En dis die sondeval. En skielik sien hulle maar ons is nie mooi nie. En nou soek hulle 'n bedekking. Net, hulle wil hulle self bedek, want hulle wil nie so voor die Here verskyn nie. En hulle gaan, hulle vat vyeblare en hulle
werk dit aan mekaar en hulle trek dit aan en ensovoorts, ensovoorts. Ek gaan dit terugtrek na die Nuwe Testament toe. Beklee julle met Jesus Christus. Amen. Trek die kleed van Jesus Christus aan. So ek gaan heel wat skiep nou van Adam en Eva. Nou, wat pragtig is en wat jou mooi maak, is geloof wat jy demonstreer. Dit maak jou beautiful. Dit maak jou pragtig vir die Here. Wat maak jou lelik? Ongeloof. Yes, as jy nie wil glo nie. As jy ongelowig is, as jy twyfel, maak jou lelik. Amen. Yes, ons wil nie heerlijke mense hê in ons binnekring nie. Nee, maar gelowige mense is lekker om dit by jou te hê. Wie van julle het al iemand ontmoet wat in fisiese nie so vreeslik mooi is nie, maar daai persoon het 'n persoonlikheid en dit is liefde en 'n skyn en 'n lig in hom. En as jy klaar met daai persoon gekontak het, dan voel jy beter, jy voel sterker, jy voel jy kan skyn. Ja. Dit is die gees van die Here wat in daai persoon is. En die gees van die Here wat in ons is, maak dat ons ligte is wat skyn in 'n donker wêreld. Dis wat die Here wil hê jy moet doen. Nou almal van julle wat die gawe van profesie het, ek wil hê julle moet hierdie week gaan, jy moet 'n stukkie papier vat en skryf iets moois vir iemand in die gemeente. Maak nie saak of sit 2 sinnetjies of 3 sinnetjies nie. Skryf 'n woord wat bou en stig en bemoedig. Soos byvoorbeeld Lukas, jy kan byvoorbeeld iets skryf vir Christopher en jy kan sê, dankie ou Christopher dat jy my vriend is al vir soveel jare. Net dit. En jy gee dit vir hom. Weet jy wat dit beteken vir hom? So ontsettend baie. En so kan ons mekaar opbou en stig. Amen. Nee. En dit is baie belangrik. Aanmoediging is baie belangrik. 1 Timoteus 6 vers 12. Stryd die goeie stryd van die geloof. Nou, dat is 'n slegte stryd om te stryd. En dis wanneer jy besluit, ek gaan nou nie meer glo nie. Dis sleg. Maar die goeie stryd is 'n stryd, ja, maar jy moet glo. Nee, en baie keer raak ons moeg om te glo. Nee, Angelique, baie keer raak ons moeg om te glo. Ons sê, hoe gaan dit gebeur? Wanneer? Wat? Waar? Hoe? Maar hy sê stryd, die goeie stryd van die geloof. Moet nooit opgee op jou geloof nie. Moet nooit jou geloof intryd vir mense, wat mense vir jou sê, wat mense van jou dink nie. Hou jou geloof. Hy sê 1 Timoteus 6 vers 12, stryd die goeie stryd van die geloof. Gaan na 1 Timoteus 6 vers 12 toe. Gaan gou so toe. Ja, blaai gou so toe. Stry die goeie stryd van die geloof. Gryp na die ewige lewe, waartoe jy ook geroep is, en die goeie belydenis voor baie getuies afgelê het. Dan gaan ons na Jakobus 1 toe, en so mooi wat hy hier sê in Jakobus. Stry die goeie stryd van die geloof. Soos ou Nick Jobovic. Hy het baie dinge om oor te kla. Hy het nie arms nie. Hy het nie bene nie. Hy het besluit, dit gaan hom nie teruggaan. Hy dien die Here met alles wat hy het. En hy motiveer mense. As mense klaar na hom geluister het, dan besluit hy, wow, I've got so much to be thankful for. Amen. Nou waar jy sit, dink gou aan alles wat jy voortaan dankie sê. Wat jy het. Moenie dink aan dit wat jy nie het nie.
Ons is geneig om te dink aan dit wat ek nie het nie. Dink aan dit wat jy wel het. En sê vir die Here dankie daarvoor. Sê vir hom dankie daarvoor. Al bly jy in 'n huisie wat 2 vertrekke het, sê vir die Here dankie. Al ry jy met 'n ou kar wat sy ratte partykeer nie wil ingaan nie. Soos vanoggend, toe haak my van die karretjie weer vas en hy wil nie in die reverse gaan nie. Amen. Wat maak die saak nie? En toe prys ons die Here en toe gaan hy weer in die reverse en toe kan ons weer ry. Amen. Jakobus 1 vers 2. Ag dit louter vreugde, my broeders en susters, wanneer julle in allerhande versoekinge val, omdat julle weet dat die beproewing van julle geloof lydsaamheid bewerk. Maar die lydsaamheid moet tot volle verwerkliking kom, sodat julle volmaak en sonder gebrek kan wees en aan niks kort kom nie. Ag dit louter vreugde. Spring op en sê, my yskas het gaan staan. Halleluja, my yskas het gaan staan. Dit klink soos malligheid, maar glo my, dit werk. Want jy prys die Here vir die onsienlike, wat reeds in die geestelike realm bestaan, en dit moet eers in die geestelike realm bestaan, voordat dit na die fisiese realm toe kan deurkom. Hoe kom dit deur van die geestelike realm na die fisiese realm? Deur jou mond. Jou mond, die ding wat so 2 duim onder jou neus sit. Jou mond, die woorde van jou mond, profeteer. Die Here vat vir Esegiel en hy sit hom in die dal vol doodsbeendere en die Here sê, Esegiel, profeteer oor hierdie bene. Wat beteken profeteer? Spreek die woord. Ek is so bly die Here het nie vir my in die dal vol doodsbeendere gesit nie. Ek dink ek sou so creepy gevoel het. Amen. Met al hierdie bene wat lê, maar die Here sê vir Esegiel, profeteer oor hierdie bene. En Esegiel het geprofeteer oor hierdie bene. En skielik, Pastoor Jan het 'n liedjie van dit. 'n geraas, 'n geritsel, nee, want hy het 'n liedjie geskryf, dit is 'n liedjie geskryf oor hierdie. En die geraamtes het vleis opgekry. Amen. Die woorde van jou mond. Iets wat dood is, kan lewendig word deur die woorde van jou mond. Ek gee nie om wat jou situasie is nie. Ek gee nie om wat jou siekte situasie is nie. Die woorde van jou mond wat gespreek is in Heilige Gees, anointing, kan dinge verander. Van negatief na positief toe. Profeteer oor hierdie bene, sê die Here vir Esegiel. En Esegiel het geprofeteer. Maar toe het hulle nog nie gelewe nie. Dat vleis oor hulle gekom en het nog steeds al gaan lewe. En toe sê die Here vir hom, Esegiel, blaas die lewe in hulle in. En Esegiel het geblaas. En die beendere het opgestaan. En hulle het gaan lewe. Amen. Daai woord van blaas op hulle is roeg. Dis die asem van God. Is net die asem van God wat jou kan lewe gee. Amen. Moenie dink jy gaan lewe kry of energie kry of jy gaan gemotiveer word by die casino of daai plek nie. Daar's net een plek wat jou kan verander van 'n skeleton af na 'n lewendigheid toe. En dit is God se Gees. God se Gees wat in geloof gespreek word. Profeteer oor hierdie dooie bene, sê die Here vir hom, en hy profeteer. En weet julle, as jy Esegiel gaan lees, dan staan daar, en hulle het op hulle voete gestaan, en dit was 'n groot leermag van mense wat geleef het. Nou wil jy nou vir my sê, dat dit net in die Ou Testament gebeur, en nie in die Nuwe Testament. Dit het oral in die Nuwe Testament
ook gebeur. En toe Jesus uit die dode uit opgestaan het, staan daar net in Matteus, weet wel, dit staan net in Matteus, en die grafte oopgegaan, en daar het mense opgestaan, en hulle in die stad ingekom. Nou ja, jy kan baie dinge rondom hierdie gebeurtenis, is moeilik om te verklaar, baie moeilik om te verklaar, maar kom ek sê vir jou dit, kom ons kyk na die goue draad, wat deurloop van die kruis af. Die enigste boodskap wat jy daarin moet lees, moenie vra nie, maar wat, skep moed met hierdie, dat soos wat Jesus Christus uit die dood uit opgestaan het, en lewendig geword het, en verskyn het aan baie mense, is dit deurgetrek na die mensdom toe, vir ons wat op hierdie aarde is, om deur sy gees te kan leef. Nie net te leef nie, maar in oorwinning te leef. Halleluja. Amen. Halleluja, halleluja, halleluja. So, dit was dalk waarom Matteus dit geskryf het. Ek dink nie ons moet meer daarin lees nie, soos ek sê, daar's baie mense, daar's baie sieninge rondom dit, maar trek dit net deur na die kruis toe. Soos wat Jesus opgestaan het uit die dode uit, so het jy opgestaan uit jou sonde toestand uit. Jy is nie meer wie jy was nie. Jy is 'n nuwe skepsel in Christus Jesus. Jy het 'n nuwe natuur gekry. Pastoor Jan het vir ons gesing, beautiful, beautiful, Jesus is beautiful. Ek het lank terug vir julle gesê, maak 'n bladsy, skryf A, B, C, D, E, F, G, skryf die karaktertrekke van God langs elke een. A is maklik. Sê gou vir my, God se karaktertrekke met A. Chandra gee gou vir my een. Almighty. Almighty. Amen. Geef my nog een. A. Alomteenwoordig. Alomteenwoordig, dankie. Abba Vader. Yes. So is daar baie. Nou, kom ons kom by B. B. Jesus is beautiful. As jy Jesus moet sien, soos wat hy is, in sy heerlikheid en sy glorie, dan gaan jy nie op jou voete kan staan, Pastoor Jan. B, blywend, ewig. Blywend, ja, ewig gaan by eer, nee, blywend. Halleluja, halleluja, dankie vir die blywend. So B. Bouwend. Bouwend. Opbouwend. Ja. Gaan na C toe. C. Karaktereienskap van God. C. Hy is courageous. Counselor. Wat nog? C. Dis sy karaktereienskap. Caring. Baie mooi. Dankie Pastoor Jan. Ek het nie daai een gehad op my lys nie. Coping. Coping, ja, gaan my vat nie. Want dit beteken jy bestaan nie. Maar Jesus is beautiful. Jy cope. Ja. Okay, ons is by Jakobus. En dan gaan ons na Filippense 4 vers 4 toe. Ons sing Filippense 4 vers 4. Ja. Amen. Filippense 4 vers 4. Jy sê verbly jou in die Heer. Filippense 4 vers 4 sê verbly jou in die Heer. Verbly jou in die Heer. Verbly jou in die Heer. Filippense 4 vers 5 sê dankie Johan, die Heer is naby. En dan Filippense 4 vers 6 sê, wees oor niks besorg nie. Laat julle begeertes en alles deur gebed bekend word by God. Met smeking, ag jy mag maar smeek, en danksegging. Vers 7. Dis 'n gelowige smeking. En die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal julle harte en julle sinne bewaar in Christus Jesus. Weet jy, die Here gee nie om, as jy voor hom kom, doen dit 'n bietjie,
Ek het dit vanoggend gedoen, voor ek gery het. Toe kan ek kom huis gestaan en sê, Here, ek wil nou eers net 'n bietjie met U praat, Here. Ek wil nou net 'n bietjie met U praat. Here, so en so en so en so en so en so. Here, gee nie om nie. Weet jy wat, die Here is nie iemand wat skinder nie. So jy kan vir hom jou hartsgeheime vertel. Hy gaan dit nie vir iemand oor vertel nie. Hy gaan nie sleg dink oor as jy jou hartsbegeertes aan hom bekend maak nie. Maar nou vers 8. Alles wat waar is. Moet jy nie besig hou met feite wat nie waar is. Amen. As daar leuns is wat vir jou oor jou versprei word of oor die wêreld is, moet jy nie besig hou met leuns nie. Moenie jou lewe daar berig om te probeer om die leuns reg te maak en die waarheid te gaan bewys nie. Verbly jou net in dit wat waar is. Wat is waar? Kom ons oefen gou, wat is waar? God is goed, God is mooi, God is alomteenwoordig. Dit wat ons nou gesê, God is, hoe jy gesê, courageous, hy is alomteenwoordig. Jesus het die werk voltooi. Hy het die werk voltooi. Halleluja. Dis alles dinge wat waar is. Bly daarby! En sê vir die Here, dankie Here dat U waar is. Dankie Here dat U lieflik is. Dankie Here dat U loflik is. En dis hoekom ons die lied gesing het van Beautiful, Beautiful. Hy sê alles wat waar is, alles wat regverdig is, alles wat lieflik is. Nou is Jesus nie lieflik nie. Amen. Beautiful, beautiful. Jesus is beautiful, and Jesus makes beautiful things of my life. Care for me, touching me, making my eyes to see, and Jesus makes beautiful things of my life. Tof. Hy maak tof, word met jou lewe. Maak alles wat baie goed is in jou lewe. Halleluja, die Hebreërs is so snaaks. Wat 'n deug en wat 'n lof daar ook al mag wees. Bedink dit. Dis hoekom ek sê, kom skryf mekaar briefies en sê, weet jy wat, Leni, ek waardeer jou so, Leni. Weet jy, Leni, ek wil vandag vir jou sê, toe jou kinders nog in die sondagskool was, het jy elke sondag na die diens sondagskool toe geloop en vir my gesê, dankie dat jy my kinders geleer het. Weet jy hoe groot verskil het dit gemaak aan my lewe? Want 'n mens word moeg om goed te doen. Wie van julle word moeg om goed te doen? Ja, 'n mens word moeg om goed te doen. So jy het nodig dat iemand vir jou sê, dankie vir dit wat jy gedoen het. Dankie Leni. Dankie Leni, jy het nie geweet hoeveel dit vir my beteken. Baie vir my beteken. Sy het altyd vir my gesê, dankie dat jy my stout kinders geleer het. Sy het nie met die Johanna nie, sy het gepraat van die Anne. Ja. Amen. Alles wat loflik is, wat 'n deug en wat 'n lof daar ook al mag wees, bedink dit. En wat jy geleer en ontvang het, en in my gesien het, doen dit en die God van vrede sal met jou wees. Jy sal vrede in jou kop hê. Net dit wat mooi is, lieflik is, loflik is, regverdig is. Bedink dit. So, goeie oefening is om maak 'n lys en sê vir die Here dankie vir die goeie dinge in jou lewe. Nou baie keer sien ons skoonheid in dit wat ons kan sien en ons sê, dis so mooi. Ja, jy kyk byvoorbeeld en jy sien, daar buitekant is 'n roos wat blom en jy sê, dis so mooi, God het dit so mooi gemaak. Dis waar. Dit wat ons kan sien, is baie keer mooi. Jy kyk na 'n sonsondergang en jy sê, dis so mooi. Maar baie keer is daar goed wat jy nie kan sien, wat mooi is. Ons het in Jesaja gelees, hoe lieflik is die voete, mooi is die voete van hulle wat die evangelie van vrede bring. Dis mooi, dis mooi. Wat beteken die woord vir julle? Beteken die woord van die Here vir julle iets?
Yes, amen. Dis ons energie, dis ons asem, dis waaruit ons leef. Partykeer, ek het vanoggend weer gehoor, het ek die stemme gehoor, en ek het vir Chandra gehoor, you blessed me. It was beautiful. Pastoor Jan, ek het jou gehoor, it was beautiful. As ek omdat hy voorstel, dat jy my ook raak. Proepie, ek het jou gehoor, dankie, dit was tof nie hot. Dankie Marco, dit was tof nie hot, dit was baie goed, dit was mooi. Halleluja. Daar is Johan, ek sien daar kom hulle aangestap. Dis vir my mooi. You bless me, you bless me. Halleluja, halleluja. Partykeer kan jy net jou hand op iemand se skouer sit. Jy sien iemand in die dorp en jy sê vir daai persoon, weet jy, ek wil net my hand op jou skouer sit. Don't worry, God is good. Net dit maak 'n verskil aan iemand se lewe. Halleluja, halleluja, halleluja. Skip hierso, en dan gaan ons aan. Nou kom ons gaan na Petrus toe. 1 Petrus 3. Hoe praat hy nou nogal met die vrouens? Hoogtyd. Ek is seker hy bedoel dieselfde vir die manne ook. Nee, net die vrouens. 1 Petrus 3 vers 3. Julle versiering moet nie uiterlik wees, maar jou versiering moet wees die innerlike verborgde mens van die hart. So baie keer gee ons baie aandag aan die uiterlike, maar ons gee aandag aan die innerlike nie. Die mooiste ding wat daar is 'n reine hart en 'n rein persoon. En 'n persoon wat nie dubbelhartig is nie. Jy sien, toe Jesus die laaste nagmaal met sy disippels vier, toe sit Judas ook daar. En Judas het ook sy stukkie brood in die skottel gedruk. Maar daar was 'n verskil. Ander disippels het dit gedoen, want hulle was een met Jesus. Judas het gedoen, want hy was nie een met Jesus nie. Net daarna sou hy Jesus gaan verkoop wat 30 silwerstukke. So wat is mooi? Die verborgde mens van die hart. Maak jou gees binnekant mooi, versier hom, maak hom beautiful. Hoe maak jy hom beautiful? Glo, wees getrou in die geringste, en dan is hy mooi. Hy sê in 1 Petrus 3 vers 3, julle versiering moet nie uiterlik wees nie, maar die verborgde mens van die hart en die onverganklike versiering van 'n wat staan daar? Sagmoedige en stille gees. 'n stille en 'n sagmoedige gees wat kosbaar is voor God. Nou, Petrus bedoel nie jy moet soos die garden boy daar rondloop nie. En hy praat nie net met vrouens nie. Maak ook die buitekant skoon. Amen. Hy praat ook met manne. Manne, ek wil met julle praat. Knip julle naels. Borsel julle naels. Dit is skoon. Dit is borsel uit tande. Was daai hare. Sit 'n bietjie die houding aan om die ou man 'n bietjie weg te spuit. Nee, amen. Ja, praat nie net met vrouens nie. En God bedoel nie, ons moet net aan die innerlike aandag gee nie. Tog, as jy innerlik skoon is, wil jy graag hê die uiterlike moet ook skoon wees. Halleluja. Soms ontmoet jy 'n persoon en jy kom vinnig agter, die persoon is alleenig in sy eie wêreld. Hy dink net aan hom of haarself. Voor jy praat, dink of jou woorde genade gaan gee aan die wat dit hoor. 1 Petrus 4 vers 10, 11 en ook 9. Ons gaan lees. Vers 9.
Wees gasvry teenoor mekaar, sonder op te murmureer. Gasvryheid is een van die talente of gawes wat die Here vir jou gegee het. As jy nog nie die vraestel ingevul het, waar ons kan sien wat jou gawes is nie, kry dit asseblief en vul dit in, is so belangrik. Gasvry te wees teenoor mekaar, wees gasvry teenoor mekaar, sonder om te murmureer. Naarmate elkeen 'n genadige gawe ontvang het, moet julle mekaar daarmee dien, soos goeie bedienaars van die veelvuldige genade van God. As iemand spreek, laat dit wees soos woorde van God. Amen. As jy praat, laat dit wees woorde van God. Moenie laat dit swaardsteke wees, wat doodmaak en seer maak. Laat jou woorde wees, opbouende woorde. As iemand dien, laat dit wees soos uit die krag wat God verleen, sodat God in alles verheerlik kan word deur Jesus Christus, aan wie die heerlikheid en die krag toekom tot in alle ewigheid. Amen. Vers 12. Geliefdes, verbaas julle nie oor die vuurgloed van vervolging onder julle, wat tot julle beproewing dien, asof iets vreemds oor julle kom nie. Maar naarmate julle gemeenskap het aan die lyde van Christus, moet julle bly wees. Wees bly oor die vervolging, sodat julle ook by die openbaring van sy heerlikheid met blydskap kan jubel. As julle beledig word oor die naam van Christus, is julle gelukkig, you are blessed, omdat die gees van die heerlikheid en van God op julle rus. Wat hulle betref, word hy gelaster, maar wat julle betref, word hy verheerlik. Halleluja. Hy sê hierso in 1 Korintiërs 13, al sou ek die tale van mense en engele spreek, en ek het nie die liefde nie, dan het ek 'n klinkende metaal en 'n lydende simbaal geword. Al sou ek al my goed uitdeel, en jy doen dit met die verkeerde gesindheid, is alles in vain. True beauty is to have a heart for people. Jy moet 'n hart hê vir ander mense. Wees sensitief vir ander mense. As jy klaar met mense gepraat het, krip hulle in een van pyn, of het hulle genade ontvang. Daar was een keer 'n skrywer van 'n baie belangrike boek, en 'n verslaggewer het hom kom sien. En die volgende dag toe bel die verslaggewer hierdie skrywer, en die verslaggewer sê vir die skrywer, hy sê, "Skus laat ek jou so ophou, ek weet jy is 'n baie belangrike man." En hierdie persoon sê, "Nee, ek het net hierdie een oomblik met jou. En dit is vir my carpe diem." Wat beteken carpe diem? Seize the moment, seize the day. Jy het net vandag, jy het nie môre nie, gister is daar verby. So, skyn vandag. Ons word almal aangetrek na mense wat skyn. Die vraag is, almal van julle weet van BTW, wat is BTW? Belasting op toegevoegde waarde. Okay, vergeet die B. Wat is toegevoegde waarde? Dit beteken, jy ontmoet 'n persoon, en as jy klaar is met daai persoon, het jy waarde toegevoeg. Amen. Nie afgebreek. Nie afgebreek. Waarde toegevoeg. En as jy die woord van die Here aanneem, word daar elke keer waarde vir jou toegevoeg. Halleluja, halleluja. Matteus 23 vers 27, praat die Here met die Fariseërs en die Sadduseërs. Hy sê, "Wee julle skrifgeleerdes en Fariseërs, geveinstes, julle maak die buitekant van die skottel skoon, maar binne is dit vol roof en onmatigheid. Julle is dood, gewitte grafte wat van buite wel fraai lyk, maar vol doodsbeendere is. Dit is vol onreinheid. Ja, voor God, die regverdige regter, val al die toneelspel weg." Mense, daar is so baie mense op hierdie aardbol wat toneel speel.
wat maak asof hulle Christene is. Hulle is Christene in die kop, maar hulle is nie Christene in hulle hart nie. Ek wil 'n illustrasie gebruik. Your mind is jy. En jou gees is deel van jou mind. Maar jou brein is jou gitaar wat jy speel. Of jou keyboard wat jy speel. Of jou orgel wat jy speel. Of jou klavier wat jy speel. Dis jou brein. Nou, as jou gitaar of jou keyboard nie mooi speel, dan vat jy die keyboard en jy gaan mos na die musiekonderwyser toe en jy sê, die keyboard speel nie mooi nie. Musiekonderwyser. Wat? Nee, nou iemand gaan het reg maak. Nee, jy vat hom na die musiekonderwyser toe. Waar toe vat jy hom? Na die plek waar keyboards reg maak. Amen. Jou gees is binne in jou siel verbind. Jou brein is maar net daai instrument. Hoekom laat jy toe? Daai ding kan nie van self speel. Sodra jy in die nag wakker word en jy hoor jou gitaar speel van self. Wat sal jy doen? Ek sal 'n deur maak waar daar nie 'n deur is nie. Ek sal 'n flou skrik. Of jy het 'n klavier of 'n orgel en in die nag word jy wakker en jy hoor ek sal sê, wie speel nou hierdie ding? Nee. Baie keer konsentreer ons op die brein. Nou jou brein is 'n intellek. Is jou intellek. Jou intellek. Jy kan nie altyd staan maak op daai intellek nie. Want wie is belangriker as die intellek? Die een wat die intellek speel. Wie is dit? Dis jou gees en jou siel wat vol is. Weet julle, daar staan in die Bybel, maar julle het die sin van Christus. Maar julle het die sin van Christus. Wat sê hy daardie? You've got the mind of Christ. Amen. Amen. So as daai instrument sommer net wil speel, jou brein gaan in die nag, jou brein gaan al om. Dan is jy is die musiekmeester wat kan sê, no way, kom hier so, dat ek jou optel. Tel jou instrument op en begin om die Here te loof en te prys met hom. Dan doen hy wat jy sê hy moet doen. Amen. Nie toelaat dat jou brein doen wat hy wil doen. Geliefdes, daar's 'n tyd vir alles. Daar's 'n tyd vir speel. Ek praat nou met julle want julle is almal oues vandag. Nee, rarig nie. Moenie ophou speel nie. Goeie speel. Ek praat nie van gaan speel in 'n nagklub of in 'n bordeel of gaan doen 'n paaldans nie. Dis nie waarvoor ek praat nie. Goeie speel is om wakker te wees, vol lewe te wees en te speel. En dis mooi, moenie ophou speel nie. En dis hoekom ons 'n padbaan het. Dis hoekom ons 'n speletjies aand gaan hê. Want baie keer kan ons so ernstig raak en die ou brein, hy wil uithak, die ou brein sê vir jou, dink so en dink so en dink so. Nee man, jy is die musikant. Sê vir daai brein, jy sal speel soos wat ek vir jou sê om te speel. Amen. Halleluja. Daar's 'n tyd vir alles. Ons sien, Jesus is ons voorbeeld. Mense het hom gevolg. En mense wou, ek is terug by Jesus is beautiful. Mense het vir Jesus gevolg, want Jesus het, as hy in kontak was
met die vrou by die put van Samaria en hy het met haar gepraat. En sy het teruggehardloop na die stad toe en sy het vir almal gaan vertel van Jesus, want sy was so opgewonde, want sy het Jesus ontmoet. Nou Jesus was ons voorbeeld gewees. Die mense wou graag naby aan hom wees. En ons sien skares het vir Jesus gevolg. En dan het Jesus gegaan na die see van Galilea. En die see van Galilea is nie 'n see nie, dis 'n meer. Hoor julle wat ek sê? Hy is 7 myl wyd en hy is 13 myl lank. Dan klim Jesus op die boot, want hy wou net 'n bietjie, want die mense het hom verdring. Hy klim op hierdie boot en hy begin preek. En dan as Jesus aan die ander kant aankom, dan hierdie mense al rondom die see van Galilea geloop. Dis kilometers en kilometers en kilometers en kilometers ver, om hom aan die ander kant te kry. As hy daai kant by die boot afklim, dan was daai mense klaar daar, want hulle wil hom hoor. Hulle wil niks mis wat die meester vir hulle sê nie. Halleluja. Jy is iemand anders se skoonheid vir die dag, deur jou woorde en dade van waardering. Skyn iemand anders se lig helderder. Amen. Laat jou lig helder skyn. Leer dit vir jou kinders en hulle sal altyd werk hê. Amen. Of anderster, leer jou kinders om altyd op hulle paadjie te spring en vir die werkgewer besonder mind te gee en hulle op te ruk en alles. Jou kinders sal nooit werk hê. Leer jou kinders om te dink aan die baas vir wie hulle werk, om in sy skoene te staan. Moenie jou kinders leer om net aan die kant van die lyn te staan en te sê, maar dis hierdie kant waar ek ontvang nie. Leer jou kinders om weier te dink. Julle wat gemeentelede is, moenie net daar sit en dink hoe julle die woord ervaar nie. Dink aan wat dit verg om die woord te bring. Sit julle in ons skoene, sodat jy 'n volronde beeld kan kry, sodat jy waardering kan kry vir dit wat na jou toe kom. Nou, ek praat nie hierso van abuse nie. Mense wat na die video kyk, ek praat nie van abuse nie. As daar abuse is, dan moet jou kinders praat en jou kinders moet dit gaan bekend maak. Ek praat nie van abuse nie. Ek praat van gewone, ordinêre dissipline. Wees nederig voor God met 'n stil gees. Moenie bekleierig wees nie, maar stel grense. Sommige mense wil net jou anointing tap, soos Judas. Steek sy hand in die skottel en hy vat dit wat Jesus gegee het en hy draai om en hy gaan verkoop vir Jesus vir 30 silwerstukke. Maar hy self wil niks gedoen het nie. Want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie. Hoor wat ek sê, jou worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, dis nie teen jou skoonma nie, dis nie teen jou skoonpa nie, dis nie teen die of daai of die bankbestuur of wat nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu. Halleluja. Jy het seker al gewonder, hoekom hou party mense net niks van my nie? Het jy al gewonder, hoekom hou party mense nie van my nie? Wow, jy gaan vandag iets hoor. Duisternis hou nie van die lig nie. Yes, amen. Wees bly as daar mense is wat nie van jou hou nie. Wees bly, dit sê vir jou iets, Lana. Dit sê vir jou iets. Amen. Halleluja. Hoekom hou mense nie van die anointing nie? Hoekom hou mense nie van die anointing? Weet jy, ons het baie keer dan ons dienste waar die salwing van die Here so sterk is en as jy sien daar's mense wat ons like dit nie. Ons wil dit nie. Weet jy hoekom?
Die anointing ontbloot. Die anointing ontmasker. En mense wil nie ontmasker word nie. Jy weet, hulle wil aanhou toneel speel. Dit ontbloot. Dit bring geheime aan die lig en dit expose evil. Dit ontbloot karakter en integriteit. 1 Johannes 1 vers 5. God is lig en daar is geen duisternis in hom nie. Nog 'n rede waarom mense nie van die anointing hou nie. As jy die anointing dra, moet jy weet hulle gaan nie van jou hou nie. Ja. Nog 'n rede is, hulle is in hulle verstand. Hulle is in hulle brein. Hulle is nie in hulle gees nie. En hulle dink, dit is dwaasheid. 1 Korintiërs 2 vers 14. Dis vir hulle dwaasheid. Hoe gaan jy nou alweer kerk toe? Wat gaan jy nou alweer kerk toe? Wat gaan jy nou alweer aan? Mens kan net helemaal 'n maand gaan, man. Dis genoeg. Wat gaan jy nou alweer aan? Dis mense wat in hulle verstand is. Hulle wandel in hulle verstand. Nou, die anointing maak dit oop, sodat jy kan sien wie is wie. Die anointing bring ook alle mense op hulle knieë. As die anointing teenwoordig is, nee, kan jy nie toneel speel nie. Die anointing maak dat almal van ons is gelyk voor God. Gelyk voor God. As jy in die anointing van God is die een nie 'n superster en die ander een is 'n boemelaar nie. As die anointing van God manifesteer, is ons almal gelyk. Amen. Almal gelyk. Want Christus het vir almal gesterf. As ons voor die kruis staan, is ons almal gelyk. En geen nie om of jy is 'n miljonair of 'n 7-ster of 'n Hollywoodster of wat jy is nie. Die kruisfaktor moet nooit die kruisfaktor verloor nie. Jesus was ons hoeksteen vir ons redding. Maar vir die mense in Israel was Jesus 'n struikelblok. Hulle het hulle gestamp teen Jesus Christus, want dit was vir hulle 'n struikelblok. Maar vir jou is dit 'n hoeksteen. 1 Johannes 3 vers 13, verwonder julle nie my broeders, as die wêreld julle haat nie. Moenie verbaas wees daaroor. Onthou, dit gaan nie teen jou nie. Dit gaan oor die anointing, die bediening wat jy het. Ja. Dis waaroor dit gaan. Worstelstryd, nie teen vlees en bloed nie. Is nie persoonlik. Het gaan teen die anointing wat jy het, die lig wat jy dra. Ek gaan afsluit met Dawid. Ons sien dat Dawid word gesalf as koning, terwyl Saul nog koning was. En hier begin 'n drama wat vir jare sou duur. In 1 Samuel 16 vers 14 sien ons maar die gees van die Here het van Saul gewyk. En 'n bose gees het besit geneem van Saul. Nou, moet ek gou iets verduidelik. Ek moet dit verduidelik. Want in jou Afrikaanse Bybel staan daar die gees, 'n bose gees van God. Dis wat in jou Bybel staan. 'n bose gees van God. Dis wat daar staan. Nou wil ek jou vra, kan God bose geeste vir mense gee? Nee. God kan nie bose geeste vir mense gee. So die woord wat daar gebruik word, jy kry 2 woorde, jy kry Ruach Raha en jy kry Ruach Adonai. Ruach Adonai is God se gees. Ruach Raha beteken is iets wat afwyk van God af. Nou, het God vir hom die bose gees gegee? Nee. God se gees het van hom gewyk, en omdat God se gees van hom gewyk het hy as mens en sy rou karakter met sy jaloesie en sy moord en sy haat het gemanifesteer.
Okay, sal julle onthou as julle dit lees? 1 Samuel 16 vers 14. Sal julle dit onthou? Ja. Dit is nie 'n bose gees wat van God gekom het nie, maar omdat God se gees van hom gewyk het, het sy lelike dele uitgesteek, want hy was nie meer bekleed met die kleed van God nie. Nou, sy dienaars kry 'n plan, Saul se dienaars. Hulle sê, kom ons kry iemand wat kan musiek maak as hy die bose gees wyk. En hulle sê vir Saul, maar daar's 'n ouetjie wat kan op die sitar speel. En sy naam is Dawid, sal ons hom vir jou laat haal? En Saul sê, ja, laat haal hom. En hier kom Dawid voor Saul en hy begin speel op sy instrument. En daar staan in die bose gees het vir 'n ruk van Saul gewyk. En Saul het beter gevoel. Maar nou kyk nou. It's not permanent. It's not permanent. En toe kom Dawid en Dawid verslaan die reus. En die vroue sing. Toe tel Dawid 10.000 man, 10.000 man, 10.000 man. En vir Saul het hulle gesing 1.000 man. Hier kom die vrouens in 10.000 man, 10.000 man. En hier staan dit in die Bybel. En van daardie dag af het Saul vir Dawid gehaat. Jealousy, want die anointing was op Dawid gewees. En hier sien jy 'n gees van jaloesie en moord. In vers 10, die volgende dag, het Dawid soos gewoonlik gespeel voor Saul. En Saul het sy spies in sy hand gehad. Vers 11 sê Saul, ek sal hom teen die muur vassteek met my swaard. Vers 12 kry ons 'n kykie in hoe Saul se gemoed was. En Saul was bevrees vir Dawid, omdat die Here met hom was. Mense is bang vir jou en mense is jaloers op jou, omdat die gees van die Here op jou is. Hoor jy wat ek sê? Is nie teen vlees en bloed nie. Dis omdat jy die anointing het, waarom hulle jou haat. En so by the way, Dawid het 2 keer gekoes vir die swaard. Hy moes koes, want Saul het gekom vir hom. Gaan jy teen die muur vassteek. Bose gees, nie van God gekom nie, waar die bose gees vandaan gekom? Was dit van God? Jou Bybel sê, bose gees van God? Nee. Sê gou iemand? Yes, amen. En toe het Dawid gevlug. Partykeer moet jy maar afstand kry. Dat is van jou familie wat lelijk is. Lelijk. Hy woes op jou. Hy is moorddadig op jou. Kry maar afstand. Dawid het gevlug. Soms moet jy afstand kry tussen die mense. In hoofstuk 19 vers 11 stuur Saul boodskappers na Dawid se huis om hom te bewaak en om hom in die môre dood te maak. Maar Dawid se vrou het dit gehoor en hom gewaarsku. Vers 12. Sy laat hom toe deur die venster afsak en Dawid het gevlug. Hoofstuk 24, nog 'n attempt op Dawid se lewe. En vers 21 van hoofstuk 24, kom hulle weer by mekaar en Saul sê, nou, as jy hierdie lees, dan kan jy sien, dit is, wat noem jy 'n persoon wat 'n gesplete persoonlikheid het? Schizofrenie. Is dit schizofrenie? Gesplete persoonlikheid, hè? Gespreekte Ja, gesplete persoonlikheid het. Schizofrenie. En hier kom Saul en hy sê, kyk, ek weet jy gaan koning wees, maar sweer toch by my, dat jy my geslag na my nie sal verstoor nie. En Dawid het sy woord gegee. Jy sal nou dink die storie is afgehandel, nou wys, hoofstuk 26, kom Saul weer, vir Dawid, hy vervolg hom. En toe kom Saul weer en hy sê, ek het gesondig, kom terug na my seun Dawid.
Ek sal jou geen kwaad aan doen nie. Kyk, ek het waar gehou en my grootliks misgaan. Vers 25 sê hy, geseënd is jy Dawid, jy sal groot dinge doen. En Dawid het verder gegaan. En ons sien hoofstuk 28 gaan Saul na die heks van Endor toe. En die volgende hoofstuk verloor Saul sy lewe in 'n geveg. Jy hoef nie jouself te verdedig nie. Yes, amen. Jy hoef nie jouself te verdedig nie. 'n Vrotvrug val van self van die boom af. Ja, amen. Mense wat hulle mond in jou oopspaak en sê, o, daai mense is so en so en so. Los hulle. 'n Worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, teen die magte in die lig. En onthou jy by dit wat jy geleer het. God is beautiful and you are beautiful. Stay in the anointing even if some people don't like it. Amen. Maak jy saak nie. Bly jy by die anointing. Dankie Hemelse Vader vir die woord. Dankie Here, u woord troos. U woord gee vir ons nuwe lewe. Dankie Here, ons sal u aanskou. How lovely. How lovely are you. Jesus, you are beautiful. Ons sal die pragt en die beauty van u sal ons besin. Ons sal daarby bly. Here. Halleluja. Halleluja. Amen. Amen. Halleluja. Beautiful. Jesus is beautiful. And you are beautiful. Tof. Tof. T-O-V. Is baie mooi. Tof, nie wat baie mooi.